baie welkom. Ons hoop regtig dat dit vir julle elkeen 'n ervaring gaan wees van 'n ontmoeting met die Here self. En dat dit nie hier sal gaan oor mense nie, selfs nie eens oor klein Daniel nie. Want ek meen, hy is mos nou redelik belangrik vandag, nê. Nee. So, laat ons nou maar ons wegspring met die belangrike dinge en ons begin by Daniel. So, ek gaan 'n gedeelte van die formulier lees en dan gaan ek vra dat julle na vore toe sal kom. Maar kom ons luister net gou na die formulier vir die toewyding van kindertjies aan die Here. Geliefdes in die Here Jesus Christus, vir die toewyding van kinders van gelowiges moet ons die volgende weet en met ons hele hart daarop vertrou. Eerstens, waarom ons kindertjies toewy? Ons wy ons kinders aan die Here, omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, soos sê Galasiërs 3 vers 29 en Romeine 4 vers 11 en vers 16, vir Abraham het die Here gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Gaan lees maar Genesis 17 vers 7. In die Ou Testament was die verbond dus reeds geldig vir die kindertjies. En dit is soveel te meer geldig in die Nuwe Testament. Nou, wat is hierdie toewyding? Die toewyding in die naam van die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, beteken en verkondig die volgende dinge. Dat God ons en ons kinders wat as sondaars in die wêreld gekom het, slegs in die koninkryk van God kan kom as ons opnuut gebore word. Tweedens, dat die Here daardeur bevestig dat hy ons in sy verbond insluit, ons tot sy kinders wil aanneem en ons deel laat hê aan die voorregte van die verbond. Dat ons en ons kinders verbind word aan Christus wat ons sonde deur sy bloed afgewas het. En dat ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis moet sterf en saam met hom begrawe moet word. Maar dat ons ook weer deur sy opstanding lewend gemaak sal word, sodat ons vir die sonde dood is en vir God kan lewe. Dit sê Romeine 6 vers 11. Dat die toewyding 'n teken is van die inlywing van die kerk van Jesus Christus en ons verplig om as lewende lidmate te leef. En dan beteken dit ook dat ons as toegewydes die Here uit dankbaarheid met ons hele wese moet lief hê, moet vertrou en moet dien. En dat die Here ons ook hierdeur verseker, dat hy deur sy Gees in ons wil woon en ons lewens daagliks so regeer, dat ons hoe langer hoe meer sy beeld sal vertoon. Nou, waarom wy ons kindertjies toe aan die Here? Kinders van gelowiges word toegewy omdat God die kind van die begin af insluit in sy verbond met hierdie gelowige ouers. Al verstaan die kinders nou nog nie wat aangaan nie, verander dit niks aan die geldigheid van die feit dat hulle ingesluit is by God se verbond nie. En dat die seëninge van die verbond wat hy met die ouers getref het, gemaak het, ook op hulle van toepassing is nie. Maar waartoe verplig dit ons? En ek dink op hierdie punt wil ek die ouers wat vandag hierdie belofte gaan aflê en 'n paar vragies gaan antwoord, dat hulle asseblief na vore sal kom, saam met julle ander kinders. Alleen, Jan? Kom saam met julle ouers asseblief. Kom staan vir my mooi hier voor waar ons almal julle kan sien. Nou op hierdie stadium, ek wonder, jy almal wil vir Daniel sien, so miskien moet julle dalk, staan julle tweeetjies so en julle tweeetjies so skyn so, dan ja, julle twee so, dat hulle, daar is hy. Luister nou baie mooi, terwyl julle vir die mense kyk en die mense vir julle, waartoe verplig dit julle? Deurdat ons kinders aan die Here toewy, bevestig ons dat ons hom vertrou, om alles wat aan ons belowe is in sy genade verbond ook aan ons kinders te skenk. Dit maak ons telkens bewus van die vaste grond waarop ons geloof berus. En daarom verbind die toewyding die ouers om hulle kinders soos hulle opgroei oor die betekenis en die eise van die genade verbond in te lig.
'n voorbeeld vir hulle te wees, in die uitlewing daarvan, en hulle op te roep tot die toeëning van God se beloftes, en hulle uiteindelik te begelei om Jesus as verlosser en koning te aanvaar. Dis 'n groot taak hierdie. Nou, julle gaan 'n gelofte moet aflê. So geliefdes in die Here Jesus Christus, Yuri en Esti, spesifiek julle twee. Julle het gehoor waarom ons kinders toewy, en dat dit alles gegrond is op genade, en dat die beloftes van hierdie verbond ook geldig is vir ons kinders. Maar julle is ook herinner aan die groot verantwoordelikheid wat dit op julle as ouers plaas. Nou, om nou te bevestig dat julle die toewyding vir hierdie doel gebruik, en nie uit gewoonte of bygelowigheid nie, moet julle opreg op die volgende vrae antwoord. Ten eerste, bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente beskou en ingewy moet word. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. En ten derde, beloof julle om hierdie kindjie, van wie julle die vader en die moeder is, in hierdie leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. So Yuri en Esti, wat is julle antwoord hierop? Nou ek het vir die kinders beloof, ek gaan vir hulle ook 'n vraag vra. Hulle is nog steeds in julle huis, en hulle help julle al reeds baie, nê? So, onderneem julle tweekies om aan te hou, om julle ouers te help hierin. Daar is julle het gehoor, nê? En terwille van julle, nou kan julle vir hulle onthou, dis jou beurt om die doeke om te ry. Daar's hy. Maar goed, ek gaan nou vorentoe kom en dan gaan ek nou net hier by julle kom staan, sodat ons vir klein Daniel kan toewy aan die Here. Ag, kyk hoe gaan hy oogie so effens oop. Ek gaan sy handjie vat, is dit reg? Right. Daniel Willem van die kerk. Ek seën jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Wonderlike hemelse Vader. Baie dankie dat U 'n verbond met ons kom sluit het. Baie dankie dat U 'n ooreenkoms met ons aangegaan het. En dat U vir ons beloftes kom gee het en dat U ons kom seën. Dankie dat ons kindertjies deel van hierdie wonderlike ooreenkoms is wat U kom maak het. Dankie dat hulle mag deel in al die voorregte van die verbond. En nou wil ons vra, Here, dat U vir Yuri en vir Esti ook besonderlik sal seën, sodat hulle hierdie kinders van hulle, nie net vir klein Daniel nie, maar ook vir Daleen en vir Ian, kan opvoed in U weë, dat hulle in staat sal wees om nie net vir hulle te leer met hulle woorde nie, maar dat hulle ook vir hulle sal demonstreer met hulle dade, wat dit beteken om werklik U kind te wees. Hoe om te lewe, wat om te doen in hierdie wêreld. Gee U vir hulle die krag en die wysheid en die insig. En seën hulle as gesin, dra vir hulle. En dankie Here, dat hulle ook deel kan wees van hierdie gemeente. En ons wil ook nou gebruik maak van die geleentheid om vir die gemeente te bid. Dat die gemeente ook in staat sal wees om vir Yuri en vir Esti en vir Daniel en vir Ian en vir Daleen te kan lei. Here, help ons om 'n voorbeeld te wees, ook vir hulle. Help ons om met hulle te praat en hulle te bemoedig en hulle te versterk en selfs te vermaan as dit nodig is. Maar Here, gebruik U vir ons as gemeente om mekaar so te versterk. Ons vra dit sodat U naam daardeur verheerlik kan word. In U heilige naam alleen, Jesus Christus, bid ons dit. Amen. Julle, ons het die gebruik maar voordat ek dit doen, wil ek eers vir die gemeente sê, gemeente, julle het ook 'n verantwoordelikheid teenoor hierdie twee mense en veral teenoor hierdie klein seentjie. Julle het die verantwoordelikheid om hulle twee te help in die opvoeding van klein Daniel. Julle moet langs hulle inkom,
hulle hande kom vat en vir hulle help om die doeke om te ruil. Nee, bemoedig hulle. As dit nodig is om die doeke om te ruil, dan doen julle dit ook, ja, maar bemoedig hulle. Vermaan hulle, soos ons gebid het, as dit nodig is. Maar wees daar vir hulle. Bedien hulle met raad, met hulp. En so gebruik die Here ook vir julle, om ook in 'n sekere sin toesig te hou oor hulle lewens en vir hulle by te staan. Dis julle verantwoordelikheid. En daarom moet ek vandag vir julle ook 'n vraag vra. Is julle bereid om hulle by te staan? Kan ek julle hande sien vir die wat bereid is om hulle by te staan? En dan wil ek vir julle vra, sê dan saam met my, Amen. Amen. Julle het gehoor, hulle is bereid om julle te help, né? Nou weet julle vir wie om die doeke te gee. Nou, gister vat na die tyd. ons het ook die gebruik om vir julle 'n kersie te gee. Dit is 'n herinneringskersie. 'n Kers wat julle elke jaar op hierdie datum kan aansteek en dan die geleentheid kan gebruik om vir Daniël te vertel wat die Here vir hom gedoen het. Wat die Here ook 'n belofte wat hy deur julle aan hom kom gee, dat hy sy God wil wees. Hy wil Daniël se God wees. En Daniël moet uiteindelik ook antwoord op daardie roepstem van die Here en sê, ja Here, soos wat Abraham geantwoord het, ek wil u kind wees. So mag hierdie kers baie jare gebruik word. Elke jaar aangesteek word. En moet hom nou nie wanneer dit nou load shedding is gaan staan en aansteek, want dan gaan hy nie hou nie. Load shedding brand 'n kers baie vinnig uit. Dis 'n lekker groot een hierdie en hy ruik baie lekker, maar steek hom net aan. Dis vir spesiale geleentheid. Op daai hoeveelste is dit vandag? 26 Oktober elke jaar. En dan herinner julle vir hom. Pa, jy kan daai vat. Baie sterkte vir julle, hoor. Dankie. En terwyl julle so terugstap, gaan ek vra dat ons na 'n lied luister en ek wil hê julle almal net so rustig raak, want dis die belofte wat hulle gemaak het. Kom ons luister na daardie lied. Julle weet, as 'n mens kinders groot maak, dis so 'n groot verantwoordelikheid, maar so 'n groot voorreg om kinders te kan grootmaak. Voordat ek getroud was, het ek gedink, jy weet, kinders grootmaak is 'n maklike ding. Jy weet, jy kry 'n boek en jy leer hoe om kinders groot te maak. En toe kry ek vir my 'n boek, jy weet, wat my kan leer om dit te doen. En die foto van die boek sal julle nou kan sien. Dis die boek se naam. Ek het gedog, dis so maklik om kinders groot te maak. Dis soos om dog training te doen. Training a guard dog. Dis mos heel eenvoudig. Daar's die reëls en jy doen dit en dan kry jy jou resultate. Ja, daar is sekere honde wat moeilik is om obedience training voor te gee, soos pitbulls. En daar is sekere honde wat moeilik is om te leer om aan te val, soos al daai liefdevolle brakkies, die Alsatians en so aan. Maar hulle kan almal geleer word. Ons het ondervinding daarvan, nog voordat ons kinders gehad het. So kinders grootmaak was maklik. En toe kom hulle. En toe besef ek, toe ek nou getroud is, en die kinders is daar, toe besef ek, nee, maar wag so 'n bietjie. Honde en kinders is nie heeltemal dieselfde nie. Partykeer wonder mense daaroor, maar hulle is nie heeltemal dieselfde nie. En sommige mense sal vir jou sê, hulle praat van hulle hondekinders. Né? Jy het al gehoor, wie van julle noem julle hondjies julle hondekinders? Daar sit daar. Annette, is joune hierso vandag? Neville is hierso. Maar kyk, hy is 'n voorbeeldige hondjie. As my kinders dan soos Neville was, nê. Ja. Daai Neville is net eenvoudige uitblinker. Maar in elk geval, dit was toe nou nie so maklik as wat ons gedink het nie. En dog training werk nou nie heeltemal so lekker op kinders nie, want kinders is nou toevallig nou nie honde nie. Maar nou kom ek hoor gou by julle. Wie se werk is dit om kinders groot te maak? Whose job is it in the house to train the children, to help them and teach them? And whose job is it? Wie se werk in die huis is dit? Kom ons hoor. Wie se werk in die huis is dit om kinders groot te maak?
Ek hoor ma en ek hoor ouers. Ek dink ons moet die Bybel begin lees. Right. Maar jy's reg, dis die ouers se werk. Maar hulle het nie net die taak om die kinders groot te maak nie. Hulle taak is om daai kinders op te voed. Nie op te voeter nie, op te voed. Want ongelukkig doen sommige ouers nie die teenoorgestelde. Dit beteken, hulle moet hulle kinders verantwoordelikheid leer. Hulle moet hulle kinders leer en help om uiteindelik in hierdie groot, wye wêreld van ons te kan cope. Hulle moet vir hulle leer wat hulle in hierdie wêreld gaan doen sonder om seer te kry, sonder om hulle self te benadeel, sonder om in die tronk te beland en sonder om dood te gaan. So, dit moet ouers alles vir hulle kinders leer. Met ander woorde, ouers moet hulle kinders life skills leer. Nou, dink nou net as jou ouers dit nou nie vir jou leer nie. En jy kom hier by, mense nooi jou uit vir ete. Jy's nou groot, maar jou ouers het jou niks geleer van life skills nie, en jy kom by en jy gaan eet by hierdie mense. En toe hulle die vleis daar neersit, toe gryp jy sommer so 'n lekker stuk en jy begin eet met jou hande en dit is en jy vee so lekker. Ja, so net hey, gee my daai stuk van jou uit jou bord uit en jy eet sommer. Jy het nooit geleer om met 'n mes en vork te eet nie. Jy het nie geweet, daai mens bid daarom net eers vir jou kos nie. Jy het nooit daarvoor dit geleer nie. Jy vat sommer die kos uit jou gasheer se bord uit. Ek meen, wie doen sulke goed? Dink julle daai mense, ja, en toe jy klaar is natuurlik, burp jy so lekker, nee. Is dit wat ons doen as ons by mense gaan eet? Ek hoop nie so nie. Ek het nog nooit iemand gehad wat so opgetree het as hulle by my kom eet nie. Maar, jy sien, dis hoekom dit belangrik is, dat ouers hulle kinders sal leer. Dink julle daai mense sal jou ooit weer nooi vir ete? Maybe, as hulle dink, kom ons stel net 'n kamera op, dat ons net weer hierdie storie kan beleef. En dan spot hulle agter jou rug 'n bietjie van jou. Dan kan hulle jou dalk weer nooi. Maar nie omdat hulle hou van hoe jy optree nie. Dis net vir hulle verskriklik vreemd. So, ouers het 'n verantwoordelikheid om hulle kinders te leer. En verlede week het ons 'n baie interessante versie gedoen. Ons het 'n versie gelees wat eintlik vir ons 'n deur was, wat vir ons 'n deur oopgemaak het na goeie verhoudings, spesifiek in die huwelik. Maar ek het ook vir julle gesê, dis nie net vir die huwelik op die huwelik van toepassing nie, dit is ook vir alle ander verhoudings. En wat is daai deur waardeur ons moet gaan om goeie verhoudings met ander mense te hê? Ek gaan dit vir julle lees, vers 21 van hoofstuk 5. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. En dis nie net van toepassing op 'n huwelik nie, dis ook van toepassing in 'n verhouding met jou kinders. Kinders en ouers, wees aan mekaar onderdanig. Weet julle wat beteken dit? Dit beteken, dis nie net kinders wat onderdanig moet wees aan die ouers nie, dis ook ouers wat onderdanig moet wees aan die kinders. Ek wonder of julle ooit al so iets gehoor het in 'n kerk, waar daar gesê word, ouers, julle moet onderdanig wees aan julle kinders. Nou, ek wil vandag vir julle leer hoe om dit te doen. Kyk, vandag, julle kinders, julle moet eintlik nou op die punte van julle stoele sit, want vandag gaan ek vir julle vertel hoe julle ouers kan leer om goeie ouers te wees. Julle gaan vandag iets leer wat julle gaan doen om van julle ouers uitblinker ouers te maak. Die mees voorbeeldige ouers wat jy aan kan dink. Julle het 'n verantwoordelikheid teenoor hulle, net soos wat hulle 'n verantwoordelikheid teenoor jou het. Dis nie net hulle wat jou moet opvoed nie, jy moet hulle ook opvoed. En vandag gaan ek vir jou hierdie geheim gee van hoe om jou ouers op te voed. Is jy reg daarvoor? So kom ons lees gou wat sê die Bybel. Die Bybel sê vir ons in Efesiërs 6 vers 1 tot 4, kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis.
eer jou vader en jou moeder is 'n baie belangrike gebod en daar's nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaaning soos die Here dit wil. Nou die eerste ding wat julle raak sien hierso is, daar's 'n deel vir die kinders en daar's 'n deel vir die ouers. Hy begin met kinders en dan gaan hy aan in vers 4, vaders of ouers. Nou, wat is die kinders se verantwoordelikheid? As ons kyk na hierdie eerste teksversie, dan sien ons maar die kinders moet gehoorsaam wees aan hulle ouers. Dis die eerste ding, né? Is dit die eerste ding? Stem julle met my almal saam? Dis die eerste ding. Kinders moet gehoorsaam wees aan hulle ouers. Is dit die eerste? Nee, is nie die eerste een nie. Dit is toe nou nie die eerste ding wat kinders moet doen nie. Daar's iets anderster wat voor dit staan. Kom ons kyk na die volgende een. Kinders wees as gelowiges. Jy sien, hy praat nie met ongelowige kinders nie. Hy praat hier so met gelowiges. Die eerste ding wat 'n kind moet doen om sy ouers op te voed en van hulle baie goeie ouers te maak, is jy moet gelowig wees. You have to be a believer, a child of God. En wat daar eintlik staan in die Grieks is in die Here. Wat beteken in die Here? Dis reg, jy glo in die Here. As jy in die Here is, dan glo jy in die Here. Maar weet julle, wat het ons net nou gehoor? En theos, en in God, enthousiasties. Dit sluit eintlik so half aan by ons entoesiasme. So dit gaan ietsie vir ons ook vertel van hoe jy dit doen. Maar die eerste ding is, jy moet 'n gelowige wees. Dis die eerste. Maar dan kom die volgende opdrag. En die volgende opdrag is, jy moet gehoorsaam wees. So dis nou twee goed en maklik om te onthou, né? Gelowige en gehoorsame. As gelowiges moet jy gehoorsaam wees. Aan wie? Aan jou ouers. Kyk, hy ken al die antwoorde. Johan, jy moet nie so lekker lag nie. Vandag gaan ons 'n paar dinge leer van die kinders, né? Die eerste ding is, jy moet 'n kind van die Here wees. Dan leer jy jou ouers. En die tweede ding is, jy moet gehoorsaam wees aan hulle. Nou kyk, as jy 'n kind van die Here is, dan het jy vir hom gesê, hy moet jou verlos, né? Jy het vir hom gevra, verlos my asseblief. Here, ek is 'n sondaar, vergewe my asseblief al my sonde, verlos my van my sonde. En jy het hom aanvaar as jou verlosser. Maar dis nie al waarvoor jy hom aanvaar het nie. Jy het hom ook aanvaar as jou koning. As jy 'n kind van God is, dan is hy jou koning. En 'n koning het reëls en wette. En as jy hom aanvaar as jou koning, jy wil hê hy moet jou koning wees, dan gaan jy mos doen wat die koning sê. Want die wet, die woord van die koning is wet. Die koning se woord is wet. If the king says something, you have to obey what the king says. And who's your king? God is your king. So, what does he tell us to do? He says, you have to obey. So, are you going to obey because your parent says you must obey? No. You obey because God says, obey your parents. So, dis die rede hoekom jy gehoorsaam is. Nou, om gehoorsaam te wees beteken, jy doen iets, né? Julle stem saam, gehoorsaamheid is 'n daad. As my ouers sê, moenie dit doen nie, en jy doen dit nie, dan is jy gehoorsaam. As jou ouers sê, doen dit, en jy doen dit, dan is jy gehoorsaam. As jy natuurlik nou nie luister na jou ouers nie, is jy ongehoorsaam. So dis iets wat jy doen, maar dis nie al wat gehoorsaamheid is nie. Gehoorsaamheid is nie net 'n daad nie. Gehoorsaamheid is meer as dit. En die teksgedeelte sê vir ons, dis die regte ding om te doen. Wat sê hy vir ons? Dis die wet van God wat dit vereis, né? Die wet van God vereis dit. Dis hoekom ons dit doen.
want ons koning vereis dit. En hoe is ons gehoorsaam aan ons koning? Ja, ag nee man, ek sien nou lus nie. Ha? Die koning sê jy moet dit doen. Ag man, ek is nou besig. As jou ouers vir jou sê, doen dit of doen dat. Ja, maar is dit hoe jy gehoorsaam moet wees? Nee nou nie maar, ek is besig. Moenie my pla nie. Hoe reageer julle kinders wanneer julle vir hulle opdragte gee? Is hulle opgewonde daaroor? Yes. Nou kan ek my ma en pa gehoorsaam. Ja, né? Weet julle nie? Gehoorsaamheid is nie net iets wat jy doen nie. Gehoorsaamheid is ook 'n attitude. Julle weet wat is attitude, né? Ek het nie nodig om dit vir julle te verduidelik nie. Moenie vir my daai attitude gee nie. Daai houdingkie van jou, né? Aha. Ware gehoorsaamheid, die gehoorsaamheid waarvan God hier praat, is nie onwillig, ag, nou moet ek dit alweer doen nie. Dit is, yes, ek wil dit doen. Ek gaan dit doen. En ek gaan dit nou doen. Dit is 'n gehoorsaamheid met die regte attitude. Dis die gehoorsaamheid waarvan God praat hier in die Bybel. Ware gehoorsaamheid is dade en attitude, want ons doen dit nie in die eerste plek vir die ouers nie. Ons doen dit vir ons koning. Vir God doen ons dit. As ek gehoorsaam is aan my ouers, is ek gehoorsaam aan my koning. Hy's the higher power. Hy's the main authority. And to him I will be obedient. When I'm obedient to him, I will be obedient to my parents. Nou goed, nou lees ons, as ons so gehoorsaam is, as ons gehoorsaam is in dade, ons sê, yes, ons doen dit, maar ons doen dit ook met die regte attitude, dan doen ons eintlik nog iets anderster wat die wet sê ons moet doen. En wat sê die wet vir ons? Eer jou vader en jou moeder. Dis wat die wet sê. Die hoeveelste gebod is dit? Kan julle onthou? Die hoeveelste gebod is dit? Hoeveelste ene, sê julle? Ek hoor niks nie, die hoeveelste? Ek wys vir julle maar... Ag, daar sê, okay. Dis die 5de gebod. Die 5de gebod, nou sal die kinders dit nooit weer vergeet nie, nee? Die 5de gebod sê, eer jou vader en jou moeder. Hoe eer ons hulle? Deur gehoorsaam te wees, nie? Ag, ja, nou, moet dit nou maar weer. Nee, deur gehoorsaam te wees met 'n blymoedigheid in my hart. Dis hoe jy jou mamma en pappa eer. Dis die tipe van gebod wat 'n belofte by het. Jy sien wat hy sê, as jy dit doen, dan gaan daar 'n belofte waar kom van jou. En daai belofte is wat? Kom ons kyk na die volgende ene. Sodat dit met jou goed mag gaan en jy 'n lank mag lewe op die aarde. Jy kan maar die volgende slide opsit. As hy, nou het julle dit. Dis die gedeeltes. Daar's 'n belofte. As jy dit doen, sal dit met jou goed gaan. As jy dit doen, sal jy lank lewe. Beteken dit, al die ouens wat gehoorsaam is, gaan 100 jaar oud word. Nee, dis nie wat dit beteken nie. Dit beteken net, jy gaan nie vroeg noodwendig doodgaan nie. Maar jy gaan nie doodgaan aan ongehoorsaamheid nie. As jy hierdie gebod nakom en jy eer jou vader en jou moeder, dan gaan jy nie doodgaan van die ongehoorsaamheid nie. Maar as jy dit nie doen nie, dan is die kans baie groot dat jy gaan doodgaan as gevolg van jou ongehoorsaamheid. Want jy sien, wat doen kinders wat ongehoorsaam is? Hulle begin eksperimenteer met allerlei verkeerde goed. Hulle luister na hulle maats eerder as na hulle ouers en hulle begin rook. En hulle begin dwelms gebruik. En wat gebeur met mense wat dit doen? Wat dwelms gebruik? Hulle gaan vinniger doodgaan. Dis beslis so. Hulle gaan in groot moeilikheid beland. Dit gaan nie met hulle goed gaan nie. Die polisie gaan hulle vang. Hulle gaan in die tronk gegooi word. Hulle gaan in rehab beland. En is dit lekker in rehab? Wie van julle was al in rehab? Niemand? Yes. Julle is 'n klomp voorbeeldige mense. Well, okay.
Anet, wil jy iets sê? Dis hy. Almal wat daar was, ook die wat te skaam is om hulle hande op te steek, dis nie lekker daar nie, en ek weet, jy het al vir my gesê, dis nie lekker daar nie. Dit is 'n goorplek, dis soos die tronk, man. En jy wil nie daar wees nie. Maar baie keer doen die mense erger dinge. Hulle begin steel, want hulle het geld nodig vir die dwelms. En dan begin hulle groter goed steel. En hulle raak betrokke by gangs. En het jy al gesien hoeveel jong laities is daar in die gangs? Mense, en hoeveel van hierdie gang members word sommer net doodgeskiet? Jy sien, as jy betrokke raak by hierdie bad stuff, hoekom raak jy betrokke? Want jy's ongehoorsaam. Dis die groot oorsaak daarvan. En as jy ongehoorsaam is, dan gaan jou lewe nie so lekker wees nie. Jy gaan waarskynlik in die tronk beland. En jy gaan uiteindelik, dalk vroeg doodgaan. En dis nie wat ons wil hê met ons kinders moet gebeur nie. Dis nie wat God wil hê met sy kinders gebeur nie. En daarom gee hy vir hulle, as julle net gehoorsaam is, gaan julle al hierdie goed gespaar wees. Dit beteken nie dat daar sommige kinders is wat as gelowiges doodgaan in 'n motorongeluk nie. Of doodgaan van een of ander siekte nie. Dit gebeur. Maar dis nie wat hierdie belofte sê nie. Dit gaan hier oor gehoorsaamheid teenoor ongehoorsaamheid. En hierdie belofte geld om jou weg te hou van die bad goed wat met jou sal gebeur as jy ongehoorsaam is. Want dan gaan slegte goed met jou gebeur. Kinders wat ongehoorsaam is aan hulle ouers, hulle slaap rond. En uiteindelik word hulle swanger en hulle wil nie eintlik swanger wees nie. Wat gebeur dan? Hulle gaan vir aborsies. En so gaan dit aan en dit gaan net al erger en al erger. Jy wil nie hê jou kind moet daar beland nie. Kinders, julle wil nie daar wees nie. En daar's 'n manier om nie daar te kom nie. Wees gehoorsaam. So, die kinders se verantwoordelikheid is, hulle moet gelowiges wees en tweedens, hulle moet gehoorsaam wees. Dis die twee goed wat die Here van hulle verwag. Deur so gehoorsaam te wees met die regte attitude, eer jy jou vader en jou moeder en dan word hierdie belofte geldig. As jy nie die regte gehoorsaamheid het nie, moenie verwag dat daai belofte vir jou gaan waar word nie. Jy respekteer jou ouers en jy eer jou ouers as jy so met die regte attitude gehoorsaam is aan hulle. En dan kom ons by die ouers. Nou hier staan, en vaders. Moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil. Vaders. Jy sien, baie dikwels hoor ons, wie is verantwoordelik vir die opvoeding van die kinders? Mami. Die ma in die huis is verantwoordelik vir die opvoeding van die kinders. Wat moet die pa doen? Ja, hy is die broodwinner, hy moet die geld inbring. En dikwels sê die ouers, sê die paas, ja, dis my job, dis wat ek doen. Ek los maar die opvoeding vir die ma, jy weet. Dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê vaders. Daarmee sluit hy nie die moeders uit nie, maar die papas is die primêre die hoofpersoon wat verantwoordelik is vir sy kinders se opvoeding. So, daddies, you have the main responsibility to train your children, to guide them in the right direction. You have to make sure that it happens in your house. You've got the responsibility. Papas. Nou die eerste, daar's twee goed wat gebeur. Hy kry 'n opdrag en hy sê 'n moenie opdrag en 'n moet opdrag. Paas, julle moenie dit doen nie. Maas ook nie. En julle moet dit doen. Dis 'n moenie en 'n moet. Nou die eerste ding wat hy sê moenie is moenie so optree dat jou kind rebels raak nie. En nou kan die kinders baie lekker sê, sien pa, jy dwing my om die hoenderhok skoon te maak, en jy dwing my om my bed op te maak, en jy dwing my om dit en dat te doen, en nou voel ek wil rebelleer, ek wil nie hierdie goeders doen nie, moenie so optree nie. Nee, dis nie wat hierdie teksgedeelte beteken nie. Paas en maas maak nie van hulle kinders rebelle, omdat hulle vir hulle opdragte gee nie. As 'n kind besluit hulle wil nie luister nie,
is dit hulle eie skuld. Die kinders self se skuld, nie ma en pa se skuld nie. Daar is 'n manier waarop ouers optree wat kinders rebels gaan maak, en ons gaan nou by daai manier uitkom, want net hierna kom ons by die moed. So kinders, luister mooi, as jou pa jou irriteer met al sy dad jokes, dit beteken nie hy maak jou rebels nie. Dis nie 'n rede om rebels te word nie. As hulle jou embarrass met hulle kleredrag, of met die kar wat hulle by die skool aankom om jou te kom haal, dit is nie om jou rebels te maak nie. Alright, dis nie wat jou veronderstel is om rebels te maak. As hulle vir jou opdragte gee om jou kamer skoon te maak, dis nie 'n rede om rebels te raak nie. Jy moet aan hulle onderdanig wees, en jy moet aan hulle gehoorsaam wees. Jy moet na hulle luister. Nou, hoe maak 'n pa en 'n ma hulle kinders rebels? En dan kyk ons na die volgende gedeelte, en daar staan, hulle moet hulle grootmaak met tug en vermaaning. Nou kom ons dink gou-gou, wat beteken dit as daar staan, hulle moet hulle grootmaak met tug? Wat beteken tug? Het ons 'n antwoord? Wat beteken tug? Is jy al getugtig? Josja? Is jy al getugtig? Ja, hy is al getugtig. Hy weet wat tugtig is, nê? En ouers hier in hierdie kerk, kan jy maar sê wat dit beteken. Jy hoef nie skaam te wees nie. Dit beteken, dis sy Lorraine, pak sla. Dis wat dit beteken. Die Bybel is oop en eerlik daaroor. Ons moenie die roede spaar nie. Wat is 'n roede? As 'n lat. Moet hom nie spaarsame gebruik nie, gebruik vir hom goed. En sê, slaat jou kind. Né? So met tug moet ons hulle groot maak. Maar luister, dan kom daar 'n volgende ding by, en vermaaning. Wat is vermaaning? Dit is wanneer jy vir iemand sê met jou mond, moenie dit doen nie. Don't do this. Do that. And why? Met ander woorde, jy verduidelik vir jou kind waarom iets reg is en waarom iets verkeerd is. En dan verduidelik jy vir jou kind waarom hy nou gaan pak slaag kry. En sy ook, for that matter, is nie net die seentjies wat slaag kry nie. Vermaaning is belangrik. As jy jou kind moet op die kamer toe stuur en sê, gaan wag vir my in die kamer nie, want daar sit hy met die TV games en al die nice goed in sy kamer. Stuur hom badkamer toe. Daar moet niks daar wees nie. Jy vat nie jou foon saam nie, en jy vat nie jou games saam nie. Gaan wag vir my in die badkamer. En jy vat jou roede saam, jou lat. En wanneer jy daar in die badkamer kom, dan het daai mannetjie nou al, of dogtertjie nou al lekker lank gedink, wat gaan nou gebeur? En hulle weet nou al wat gaan gebeur. En dit is deel van die straf. En dan verduidelik jy vir jou kind. Intussen het jy lekker afgekoel, want jy slaan nie omdat jy kwaad is nie. Jy slaan nie uit woede uit nie. Sjoes, my ma het vir my geslaan. Gelukkig sal sy dit nou nie vandag hoor nie, want ek het dit al so baie keer genoem. Maar sy het nie sommer opgehou nie, maar sy het vir jou geslaan. En sy was kwaad geweest. En dit het my goed gedoen, maar dis nie hoe 'n mens slaan nie. Jy slaan wanneer jy mooi vir jou kind verduidelik het, bedaard en bedees. Dis hoekom ek jou moet slaan, en jy verstaan, jy moet pak slaag kry. So kom ons doen dit nou, en volgende keer gaan jy 2 keer dink, voordat jy weer hierdie verkeerde ding doen. En dan gee jy jou op 'n pak slaag behoorlik, dit moet seer wees. En dan moet daar trane wees. Maar jy oordoen dit nie. Mense, dis baie belangrik, jy oordoen dit nie. En dan verduidelik jy verder vir hulle. Onthou net, ek is lief vir jou, en dis hoekom ek hierdie goed doen. Dis nie omdat ek dit wil doen nie, dis omdat God sê, ek moet dit doen. Ek is eenvoudig gehoorsaam aan wat God sê ek moet doen. En kinders, julle moet dit verstaan. As jou ouers jou slaan, dan is dit omdat die Here sê, jy moet dit doen. En dit gaan gepaard met die vermaaning. Jy moet jou kind ook leer, jy kan nie net slaan. Maar nou maak ouers 2 foute, na een van 2 kante toe. Sommige ouers is heeltemal te streng en te hard met hulle kinders. En hulle sal vir die geringste dingetjies sal hulle inspring en hulle sal 'n pak slaag gee. Mense, dit is nie reg nie.
Dis nie hoe ons behoort op te tree nie. Om te streng te wees is jou kinders ervaar dit nie liefdevol nie. Dit grens aan mishandeling. Jy kan nie so te werk gaan met jou kind nie, want weet jy wat gaan dit doen? Dit gaan daai kind rebels maak. En dis waar die rebellie inkom. As jy te hard is en te streng is met jou kind, en jy laat absoluut niks doen. En ek weet daar was van my maatjies, kyk, hulle moes net sekere tye mag net sekere goed eet as jy daar gaan kuier, en jy mag net sekere speletjies speel as jy daar kom. Hulle was so streng geweest. Ek was so dankbaar, dit was nie my ouers. Moenie te streng wees nie, want dit gaan jou kind rebels maak. Geleidelik, soos wat hulle ouer word, gee ons vir hulle meer vryheid en kan hulle meer verantwoordelikheid daarmee saamkry. Maar ook, dit is sulke baie topics, ons gaan nog baie lank daaroor kan praat, maar ek wil uitkom by die volgende ding. Die ander ding is wat jy nie moet doen, is moenie te laks wees en te sag wees. Ag, my ou kindjie, doen nou maar wat jy wil. En ag, papa sal jy nou maar nie slaan vandag nie. En ons gaan maar net aan en ons laat maar net alles toe. Wie wat sê jy vir jou kind? Ek gee nie regtig om vir jou. Want weet jy, as jy regtig omgegee vir jou kind, sou jy vir jou kind grense gaan stel. 'n Kind wat nie grense het nie, ervaar nie sekuriteit nie. As hy enige rigting kan ingaan en hy kan so ver gaan as wat hy wil, is daar geen sekuriteit nie. Hy kan daar van die rand afvoeter en jy sal nog steeds sê, ag, so pyn, jy sal dit survive. Dis sal net die parties vir my nie. En sulke ouers is heeltemal te sag. En dit maak kinders ook rebels. Want hulle soek sekuriteit en hulle het nie sekuriteit nie. Maar nou is daar twee verskillende reaksies van kinders. Sommige kinders sal openlik rebels wees. As jy vir hulle sê, doen dit, dan sal hulle sê, ek sal. Hulle is openlik, hulle rebelleer sommer net so, jy sien dit duidelik, openlik. Ander kinders, as jy vir hulle sê, doen dit, dan sal hulle dit doen, maar hulle wil nie. Maar hulle sal dit maar doen, my vrede te bewaar. Hulle rebelleer die binnekant. En dit kom nie sommer dadelik uit nie, maar sodra hulle oud genoeg is, kan hulle nie vinnig genoeg uit die huis uitkom nie. As dat ons net uit hierdie huis uitkom, is dat die binnekant in hulle harte aangaan. So jy het twee reaksies, twee verskillende tipes kinders wat jy kry. Wel, daar's meer, maar hier is twee hoofgroepe. En as jy so gaan optree, jy gaan either te laks wees of jy gaan te streng wees, dan gaan jou kinders rebels maak. Nou kinders, julle het die verantwoordelikheid om julle ouers te help om gebalanseerd te wees. En die manier hoe julle help is, deur twee dinge te doen. Eerstens 'n gelowige te wees en volgende 'n gehoorsame kind te wees. En so help jy jou ouers. En wie hoe voel daai ouers oor jou? Yes, ek is trots op my kind. Ons het dit net nou gesê. Ons is tog so trots op ons kinders. En hoe soeter hulle is, hoe trotser is ons op hulle. En hoe beter hulle doen, hoe trotser is ons op hulle. En hulle, they make us proud. Our children, oh, they're these jewels. And I can just love them to death. Nie dit nie, maar ons voel so oor ons kinders. En ons is trots op hulle. En wat doen ouers wat trots is op hulle kinders? Hulle beloon hulle. So jy kan jou ouers help om jou te beloon. En om nice te wees met jou. Deur 'n eenvoudige kind van die Here te wees. En omdat jy 'n kind van die Here is jy gehoorsaam. Dis nie reg so moeilik. Maar dan moet ons onthou, hierdie een beginsel, wat ons hele in die begin gesien het, wees aan mekaar onderdanig. Met ander woorde, wat beteken dit? Beteken dit, as my kind vir my sê, pa, gaan maak die hoenderhok skoon. No way, dis nie wat dit beteken nie. Dit beteken, ek gee die opdragte in my huis, maar dit beteken, my kind, jou belange is vir my die belangrikste. Nie myne nie. Ek sal al die geld wat ek het uitgee op jou gesondheid en om vir jou education te verseker. Ek sal alles doen in my vermoë om jou
in hierdie lewe in te stuur met alles wat jy nodig het. Met al die vaardighede en alles. Dis wat ek vir jou sal doen. Maar die kinders moet dan dieselfde attitude teenoor hulle ouers hê. Ek is onderdanig aan my ouers. Hulle gemak, hulle belange, hulle vreugde, hulle geluk, kom eerste. En dink nou net vir jouself in. As beide ouers en kinders daai gesindheid teenoor mekaar. Dit gaan ons 'n fantastiese plek wees hier. Wow! As kinders en ouers dit kan doen. Nou wil ek vir julle kinders vra. Jy het twee verantwoordelikhede. Word 'n kind van God en wees gehoorsaam. Die eerste vraag wat ek vir jou wil vra is jy 'n kind van God? Het jy Jesus awesome? Ek is bly om 'n ja te hoor. Hy is 'n kind van God. Nou moet jy dit bewys. As jy sê ja, ek het Jesus aanvaar as my Here, as my koning, dan bewys jy dit. Want hoe moet ek dit glo as ek sien nee, jy's nie aan jou ouers gehoorsaam nie? Want as jy mos nie aan God gehoorsaam nie, dan is God mos nie jou koning nie, want mense is gehoorsaam aan 'n koning. So dis die volgende verantwoordelikheid wat jy het, is om nou vir my te oortuig daarvan dat jy regtig 'n kind van die Here is. Jy kan dit sê met jou mond, maar nou moet jy dit kom wys met jou lewe. Is ek gehoorsaam aan ma en pa? Doen ek wat hulle sê ek moet doen? Maar ouers, ek wil ook vir jou vra, is jy nederig genoeg om te erken dat jy ook kan foute maak? Dat jy baie keer nie die ideale en perfekte ouer is nie, want daar bestaan nie so iets nie. Maar jy moet bereid wees om te erken, ook teenoor jou kind, is te erken, weet jy, ek het 'n fout gemaak, ek was te streng met jou, of weet jy, ek het jou te veel vryheid gegee, ek is jammer, ek het 'n fout gemaak, ek is jammer, paas, ons sukkel met dit, kom ons leer dit aan, kom ons oefen dit, soek geleenthede waar jy ook vir jou kind kan sê, ek is jammer. Jy regtig jou kind lief, dan sal jy hom dig en jy sal hom vermaan. En dit hou nooit op nie. Die digtiging sal ophou want dit gaan terugslaan. As dit 'n groter word. So, maar die vermaaning hou nooit op nie. Net soos wat die vermaaning in die kerk nooit ophou nie. Ons het nodig om mekaar te vermaan. Ons gaan mekaar digtig nie, maar ons gaan mekaar vermaan. As jy sien ek doen iets verkeerd, dan moet jy dit vermaan. En ek dink daar's 'n paar wat my nou al wil vermaan en sê dit raak nie laat. Maar klaar. So ek hoor julle stem en ek weet my vrou se stem. So as ons sukkel hier, kom ons vra die Here. Here help ons. Kom ons praat met mekaar daaroor. Kom ons bespreek. Kom ons praat met die Here daaroor. Ons vra sy hulp en sy dag. Het jy dit? Gaan ons dit doen? Kinders, are you going to be obedient to your parents? Yes, because then you are obedient to the King of all kings, God himself. And you want to. Are you going to be obedient with the right attitude? You're not going to pull some weird attitude. The right attitude. And then you will be blessed. God promises. So let's pray. Hemelse Vader, baie dankie dat U vir ons die woord gegee het waaruit ons kan leer. Ons weet, daar is nog so baie wat ons kan delf hierin en nog kan uithaal uit hierdie teksgedeelte uit. Maar dankie dat U met ons praat. Dat U vir ons antwoorde gee, dat U vir ons leiding gee. Dankie vir die geleenthede wat ons het om te kan dien, om ons kinders te kan dien. Dankie Here dat ons ook die geleentheid het as kinders om ons ouers te dien. Seën ons daarmee, Here. Dankie vir die beloftes. Dankie dat ek nie hoef te vrees wanneer ek gehoorsaam is. Help my om altyd gehoorsaam aan U te bly. Ons vra dit weer eens, so U naam verheerlik word
en ook sodat u koninkryk kan uitbrei, sodat die wêreld kan sien wat dit beteken om werklik u kind te wees. Help my, help elkeen van ons om 'n getuie te wees vir die wêreld daarbuiten. Ons bid dit in die wonderlike naam van ons koning, Jesus Christus. Amen.